Right, julle het nou die afgelope tyd gepraat oor verskillende gebede in die Bybel. Nou wil ek net sê, my rooi kat Pink Flamink neem nou die diens op, want ek saai nou Sondag, saai ek nou maar weer op YouTube en op WhatsApp groepe saai ek uit. En die mense het gesê, kyk daai, hulle like dit wanneer dit live is. Hulle like dit wanneer dit live is, maar daai een wat ek opgeneem het, is 'n hele rukkie gelede hier by julle, was 'n favorite. En nie oor my nie, maar oor julle, en oor dit so mooi lyk hierso. Ja, mense like dit live, maar dis wonderlik om vanaand verder te gaan met mense se gebede. Nou, karakters wat julle nou behandel het, Abraham en daar's Esra, en Dawid. Ag, daar's baie karakters. Ons dink maar aan van die profete. Dit sal 3-4 Pinksters kos om almal te behandel. En wonderlike gebede met Moedersdag het ek 'n paar weke gelede op WhatsApp groepe en YouTube uitgesaai dat Hanna, Samuel se moeder, 'n fantastiese gebed, gaan lees maar daar weer in Samuel. Nou, baie van die mense wat gebid het, en wie se gebede geweldige krag gehad het. Gewone mense, nie belangrike mense met status nie. Daai tollenaar, wat daar bid, wees my sondaar genadig, die Kanaanitiese vrou. Daar's karakters in die Bybel wat gebid het, en God het geluister. Nou, ek het nou 'n spesiaal nou my t-shirt hier aangetrek. Wat kan jy lees, Ben, wat staan daar? Underdog. Wat is 'n underdog? Wanneer sê as iemand is 'n underdog? Dis wanneer iemand en daar's goed nie lekker in daai een se lewe nie. En daai persoon het nie status nie. Is nie belangrik vir die mense in die omgewing nie. En die ander dalk het baie keer maar dinge in hulle lewe wat nie lekker is nie, en waarvan ander nie hou nie. En veral as jy nou kom by iemand soos Jabes, oor wie ek nou vanaand wil 'n bietjie met julle wil gesels oor die woord van die Here. En Jabes se naam beteken, weet julle wat sy naam beteken? Smart. Smart, sy ma gee hom die naam smart. Pyn. Want sy sê hy het baie moeilik die lewenslig aanskou. Nou maar kom ons lees dit, maar hy's 'n ander dalk, glad nie bekend in sy tyd, wel, voordat hierdie in Kronieke nou geskryf word nie. Ons lees in 1 Kronieke hoofstuk 4. 1 Kronieke 4. En hier word baie karakters genoem. Hier's 'n geslagsregister. Dit is by die 500, amper 500 name. Nou, 'n geslagsregister in die Bybel. Wanneer jy by al daai name kom, dan wil jy maar verbyblaai en dink, ag nee, asseblief tog.
hier staan nou 1 Kronieke 4, die seuns van Juda was Peres, Hesron, Karmi, Gur en Sobal. Maar kyk, dan is jy nou al klaar moeg en dis net een versie. Maar onthou 'n geslagsregister het gesê, God gaan aan met die geskiedenis. Want baie keer het die Here se volk gevra, en ek en jy vra dit miskien in ons lewe. Wel, ek glo ons vra dit ook maar van tyd tot tyd. Is daar uitkoms? In ons landsituasie byvoorbeeld, nie? Maar in 'n gemeente, maar in ons huise, wanneer daar probleme is daar 'n toekoms. En wanneer die Here se volk sy mense vasgeval het, dan kom hy met 'n geslagsregister. En 'n klomp name om te sê, God skryf nog steeds die geskiedenis. Matteus 1, geslagsregister. 400 jaar tussen die Ou en die Nuwe Testament gebeur daar niks. Geen profete nie. Die mense dink God het hulle verlaat, in die steek gelaat. Daar's geen hoop, geen uitkoms nie. En dan 'n geslagsregister om te sê God gaan aan. En hy nooi jou en my vanaand uit en sê daar's 'n nuwe geslagsregister. Na Jesus, die kinders van God. Hierdie gemeente, elke gemeente van die Here Jesus Christus, kom skryf jou naam in. Al dink jy's 'n underdog, jy's nie belangrik nie. Al het jy moeilikheid in die lewe gemaak, al is daar oortredings en slegte goed in jou lewe, al was jy ergens 'n vreeslike underdog. God sê, ek sien jou raak. Jou gebed is vir my belangrik. Soos Jabes. Nou kom hy hier in Kronieke 4, dan skryf hy vers 9. Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Ek gaan soos ek dit nou lees, gaan ek dit nou verduidelik. Right. Maar ek het dan nou gesê, hy is 'n underdog. Hy was. Maar God verander dit. Dis asof haar vloek oor sy lewe was. Want sy naam beteken smart, pyn. Stel jy nou voor, jy kry nou iemand, ergens loop jy iemand raak en jy word voorgestel en hulle sê, hoorie, dit is nou broer Smart. Suster Smart. Mense sal agteraf skinder nie. En dink nou, wat 'n smarte jy veroorsaak? Wat 'n moeilikheid in jou lewe gekom? Word jy gestraf deur God? Wat jy verkeerd gedoen? En toe verander die Here Jabes se lot. En tussen al hierdie name van hulle uiters belangrik, kom God, nou moet jy mooi luister, en hy sê, 'n gewone mens, 'n klein mensie op aarde, is vir my belangrik. Ek hoor wat jy bid, ek maak jou belangrik, in jou huis, in jou werk, in jou kerk, waar jy ook al gaan. Voorrang geniet bo sy broers. Broers beteken ook nou maar net die mense onder wie hy gebly het, daar waar hy gebly het. Voorrang beteken nie, hy het nou skielik hierdie vreeslike gesag gekry en regeer oor hulle nie. Voorrang is net die woord in die ou Hebreëus beteken, hulle het hom hoog geag, want hulle het gesien, luister mooi, hulle het gesien, God ag hierdie ander dag hoog. En dit werk aansteeklik. Dan begin ander voel, maar dan as ek vir God mos ook belangrik, dan ag hy my mos ook belangrik.
Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê, ek het hom met smart in die wêreld gebring. Ons weet nie wat gebeur het nie, miskien was hy 'n premature baby. Ek dink hy het meer moeilikheid gehad as net koliek. Ons weet nie regtig nie. Maar daar was dinge wat nie lekker was nie. Nou onthou in die geslagsregister word die pa se naam genoem. Dis baie belangrik in die ou tyd. Verstaan jy iets van sy pa? Nee. Net 'n ma. 'n Ma wat deur die pyn gaan van die baba kry, maar kom sy oor haar pyn? Nee. Sy val vas in verbittering. Sy gee die kind die naam Jabes, smart, pyn, dat hy nooit weer ergens sal praat en mense sal nie weet van wat gebeur het nie. Ek weet nie of julle op televisie lang terug Vetkoekpaleis. Wie was allemaal daar as Worsie? En Worsie se ma, en sy was so verbitterde ou vrou, né? Ja, ek het so moeilike geboorte gegee aan hom. My kind het vir my baie verdriet in die lewe gegee. As nou nog sulke mense, hulle kom nie uit hulle moeilikheid en swaarte nie. Dis waar, né? Waar. Geen pa word genoem nie, wel, daar is ergens 'n pa, hy was seker nog 'n groter underdog, ons weet nie. En Jabes, verval hy in verbittering? Nee, hy gaan pleeg nie selfmoord toe hy ouer word nie. Is tragies deesdae, daar's baie wat underdogs is en wat in die lewe gebuk gaan onder baie moeilikheid en smart, wat 'n baie moeilike kindertyd het. Julle ken mense, miskien jy self, een van julle, wat 'n baie moeilike kleintyd gehad het. Miskien sonder ouers groot geword. Gister het 'n jong ouetjie vir my vertel, wel ook nie so jonk nie, hy het nou al self klein kindertjies. Hy's aangeneem, en hy weet nie wie sy regte pa en ma is nie. Maar hy het uitgestyg. En die Here gebruik vir hom ongelooflik wonderlik in hierdie dorp. Ek sê hoeveel keer vir jong mense wat die pad byster geraak het, al is jy 'n underdog, al is daar 'n klad op jou naam, jy kan uitstyg. Luister mooi, jy's nie die slaaf van jou verlede nie. Jy's nie die slaaf van jou verlede se sonde nie. Jy's nie die slaaf van wat jou ma en jou pa gedoen het nie. God kan jou lot verander. En hy doen dit. Hy doen dit deur jou gebed. Nee, goed, hy doen dit genade, maar hy wag. So baie wat underdogs is, wat nie verander nie, want hulle vra nie. Jakobus skryf, julle het nie, want julle vra nie. Julle vra nie, kom net, bring dit net na die Here toe. En vra. En dan die geheimheid, die God van Israel aangeroep. Dit is die ware God, teenoor die afgode, want baie van die konings wie se name hier genoem word, en baie van hierdie mense, het agter afgode aangeloop. Hier is kinders van God, ons lees in 2 vers 3, daar was die seuns van Juda, Onan, Sela, die oudste seun het die Here mishaag en God het hom laat sterwe. Ja, kyk, God
God spaar jou nie as dit kom by sy geslagregister nie. Hy noem die kwaad by die naam. Hy wys dit uit. Moenie dink jy kan dit wegsteek nie. Moenie dink jy kan wegkruip vir hom nie. En dan verder aan in vers 7 hier in hoofstuk 2 Kronieke 1, Akan, die seun van Karmi was Akan, wat hom aangematig het om te vat wat aan die Here gewy was, en so die dood oor Israel gebring, uit ander saamgesleep. Maar dan kom God en sê, daar is ook ander, wat die pad geloop het, die pad saam met God geloop het, soos Jabes, en het begin by aangeroep, en die woorde hier beteken, nie net maar sommer net bid nie maar net so rympie opsê nie. Ek weet rympiekies is mooi vir ons kindertjies en vir die kleinkinders, en so, ja, laat hulle dit leer, liewe Jesus, maak my hartjie rein, ek is stout en klein, wat ook al en so, maar leer van die vroegste tye af, om te sê wat op jou hartjie is. Sê soos jy dit voel. Ons probleem is, ons het baie keer geleer, hierdie groot woorde, en baie jong mense sê, hulle wil nie hardop bid nie, want die ouer mense bid so mooi en so verhewe. Sorry. Bid soos jy is. Bid soos jy is. Met die woorde wat jy het. Moenie vals wees nie. Jesus sê daar, wanneer hy praat oor die ons Vader, dan sê hy, moenie soos die fariseërs wees, daar is hierdie woorde wat so herhaal, en is hierdie vreeslike, net om aandag te trek. Nee. God het die gebed van 'n regverdige lief, die gebed van 'n regverdige, sê Jakobus, het groot krag. Nie allerhande groot woorde nie, maar die woord aangeroep beteken ook, hy het 'n verhouding met God gehad. En dis wat Jesus ook vir ons kom leer het. Jy kan eintlik net met hom praat wanneer hy jou beste vriend is. Jy praat mos met jou beste vriend. Baie mense kan nie bid nie, want hulle ken nie vir Jesus nie. Jabes het die lewende God geken. As hy in die tyd van Jesus moes geleef het, toe Jesus op aarde was, het hy Jesus geken. Intiem, persoonlik, naby aan God gelewe. En daarom kan hy met hom praat. Daarom kan niks en niemand tussen hom en God inkom nie. En dan vra hy, en jy mag, en dis gebed, jy mag vir jouself vra, stort u seën oor my uit. Sien jy die woord stort? Ok, kom ons praat net gou, wat is seën, blessing van die Here? Die gebede in die Bybel, en dis hoe ons geleer het, hoeveel keer die woord seën, blessing, daarin voorkom. Here, seën ons, gee ons u goedheid, u guns. Dit beteken, nommer 1, God se seën, sy blessing, is hy self. Jesus is die grootste blessing, seëning van God. Want hy is die verlosser, wat aan die kruis vir ons kom sterf. Moenie aan allerhande goed dink nie. Ons dink aan kos en klere en wat, dis deel van die blessings, maar die grootste blessing, God self in ons lewe. In die geslagsregister in Genesis, waar daar geskryf word oor Methusalem, wat soveel 100 jaar geraak het, en wat, en belangrike karakters, en so dan staan daar oor Henog, hy het met God gewandel.
Hy het baie naby aan God geleef en skielik was hy nie daar nie, God het hom weggeneem. 'n Intieme naby verhouding met die lewende God. Stort u seën oor my uit. En dan beteken seën ook, ek vra, Here gee my daaglikse brood. Sorg vir my liggaam, siel, gees, my werk, my huis, my alles. God sal vir jou gee wat jy nodig het. En genoeg, stort. Nee, Here, ek is net so, bietjie liefde, bietjie genade, bietjie vrede, bietjie blydskap. Here, oorvloed, maak my vol. Wat is die eerste lied wat ons net hier geluister het? Water. Geef my water. Lewende water van die Heilige Gees. Strome lewende water. Om 'n blessing te wees. Dis wat seën, blessing, in die Bybel beteken. Ek seën jou, sê God, dat jy ander kan seën. Was jy 'n blessing vir iemand vandag, gister, die afgelope week? By die werk? Daar in die buurt? In die gemeente? Sien jy kans om 'n blessing te wees vir iemand van wie jy nie hou nie? En dan sê hy, vergroot my grondgebied. Dis nie gee my plase en wat. Dit beteken in die ou Hebreëus, Here, u het vir my gegee 'n erfenis, u het vir my 'n stukkie gegee, maar is geestelik. Dis wat Jesus bedoel, die koninkryk van God. Dis veral geestelik. Laat my geestelik groei. Stuur meer en meer oor my pad, dat ek hulle na die Here kan lei, dat ek met hulle kan praat oor Jesus, dat ek kan standpunt inneem vir Jesus. Gee my wat ek nodig het, om u koninkryk te laat kom. Maar dan sal teestand. Daarom bid hy ook, neem my onder u beskerm, dis beskerming. En so kom Jesus nie ons Vader ook vir ons geleer het, laat ons nie in versoeking kom nie, en bewaar ons van die bose nie. Onder u beskerming weerhou onheil van my, die kwaad, dit wat seer maak, sodat geen smart my tref nie. Nou jy het nie 'n garantie nie, hoor. Smart en probleme en wat ook al sal jou miskien tref. Swaar kry sal jou miskien tref, maar jy sal survive. Die blessings sal meer wees. Die opstaan en aangaan, want jy is deel van Jesus se geslagsregister. En hy, God, luister na jou gebed, jou stem. En dan help jy ook om ander te beskerm. En te keer. Hierso, hou my onder die beskerming beteken, hou jy hand oor my. Wat doen 'n hand? Vat gou jou hand, wys gou jou hand vir my. Met 'n hand, nee, kan jy iemand wat geval het, laat opstaan. Dis wat God doen vir ons. Tel mekaar op. Here, hou jy hand dat ek nie bly lê nie, maar opstaan. Wat doen 'n hand? 'n hand lei jou. Kom ek wys jou die pad. Nee, moenie daar loop nie, hier. 'n hand beskerm jou. Keer. Slaan die bose weg van jou af. 'n hand is oop. God se hand deel uit en seën en gee vir jou sy blessings. En so moet ons oop hande mekaar seën. Ons kan ook baie hoor sê, ons is maar almal underdogs. Maar God, dank God, het ons lot verander. En hy luister na ons gebede. Hy vat vir ons op sy pad van gebed en 'n verhouding met hom. Omdat hy Jesus daar aan die kruis het hy Jesus 'n underdog gemaak vir jou en my. En toe staan Jesus op, want sy Vader het na sy gebed, sy seun se gebed geluister. Mag hierdie Jabes gebed
in jou lewe waar wees. Elke dag. Amen. Amen.